Skryf 'n lied vir my ma vandag. Soveel wat ek haar wil sê. Sy is die beste ma vir my, een wat my verstaan. Ek het probeer om vir haar te sê hoe baie ek haar waardeer, maar my woorde klink so leeg as ek my hart met haar wil deel. Sal my woorde eendag samer gaan, as sy saam met engele voor Jesus staan, sal haar vlerke steeds om my val, as ek haar aan Jesus toe vertrou, sal haar stem nog in my hore klank, as ek raad wil vra net stilte vind, is ons band dan sterk genoeg. Ek kom groet julle in die naam van God die Vader, naam van God die Seun, en die naam van God die Heilige Gees. Kom ons bid saam. God, U wat ons Vader noem, wil ons vanoggend kom dankie sê dat U ons U kinders noem deur U Seun Jesus. Dankie Vader dat U U Seun so lief gehad het dat U hom vir ons kom stuur het. En dankie Jesus dat U U Vader se liefde kom leef het. En dat ons uit U liefde kom leer het dat liefde 'n offer vra. Dat liefde jouself vra. Dat liefde nie 'n woord is nie, maar 'n lewenswyse. Dankie Jesus dat U op aarde tussen ons kom woon het. En dat U soveel vrouens aangeraak het wat siek was. Wat met klippe doodgegooi sou word. En dat U daarmee gewys het dat U veral ook lief is en was vir vrouens. En dat vrouens in U bediening so groot rol gespeel het. U eie ma, Maria, wat U groot gemaak het, U versorg het. Dankie vir 'n vrou soos Maria Magdalena, wat vir U baie lief was. U gevolg het tot by die kruis en tot by die graf. En daarmee het ons ook gesien dat enkel vrouens ook daardie behoefte het om deel te wees van 'n gesin. Dankie dat ons aan 'n gesin kan behoort. Pa, ma, kinders. En dat ons in hierdie gesin veilig kan voel. En dat ons almal wat hier sit, terugdink aan 'n gesin. Van ons het gelukkige gesinne gehad en sommige het nie. Maar ons kom vanoggend om dankie te sê. Dat dit U wil is en was, dat ons binne 'n gesin kan en moet groot word. Want in hierdie gesin word daar 'n ma groot gemaak. Word daar 'n pa groot gemaak.
Word daar 'n leier grootgemaak? Word daar mense grootgemaak om in hierdie wêreld 'n verskil te maak? Kom vanoggend dan deur u woord en praat met ons op hierdie besondere dag, Moedersdag. Amen. Nou die tema van vanoggend van vanoggend se diens is 'n liefdeslied vir 'n ma in ons lewens. 'n Liefdeslied vir 'n ma in ons lewe. Ek dink ons almal kan sing nie, maar ek onthou, en dis hoekom Moedersdag vir my so besonder is, het ons 4 kinders altyd op Moedersdag een of ander versie vir ons ma geskryf, saam met die geskenkie. En ek dink hierdie briefies het ons dan ook gekry waar sy dit altyd gebeer het. Elke moeders briefie het sy gebeere, omdat dit vir haar so baie beteken het. 'n Liefdeslied vir 'n ma in ons lewens. Mag die Here dit regtig vanoggend vir ons iets beteken. Ek gaan vanoggend begin met Spreuke 31. Nou, hierdie Spreuke 31 is eintlik, jy kan nie 'n Moedersdag hou sonder Spreuke 31 nie. Nou hier word 'n liefdeslied geskryf aan 'n vrou. En ek wil hê jy moet luister na hierdie versie wat ek vir julle gaan lees. Want dan dink ek elke versie het 'n geweldige betekenis. In hierdie Spreuke 31 word 'n vrou, 'n ma, gesê 'n knap vrou is baie werd. Baie meer as edelstene. 'n Knap vrou. Dit beteken 'n vrou wat dit wat sy doen, haar beste doen. Daarom glo ek dat ek as 'n kind die beste kos gekry het wat ek ooit kon kry. Die beste slaapkamer, en ek dink ons elkeen voel so oor ons eie gesin. 'n Knap vrou. Haar man steun op haar en pluk die vrugte van haar werk. Waar gaan 'n man heen as hy 'n stikkende hart het? Waar gaan hy heen wanneer hy 'n mislukking voel? Waar gaan hy heen as daar 'n moontlikheid is dat hy sy werk kan verloor? Sy vrou is vir hom 'n steun. En hy pluk die vrugte van haar werk. Sy is gerus oor haar huisgesin. As dit sneeu, hulle dra almal warm klere. Ek dink dis een ding wat 'n goeie ma voorsorg. En dit is dat kinders warm is, veral nou hier in die winter. My kind moet warm wees. Ek kan onthou hoeveel keer my ma in die winter in die kamer gekom het en gekyk het of die kombers toe is en dat jy toe is onder die kombers. Dis deel van ma wees. My kind moet warm slaap. Alles aan haar spreek van 'n sterk en edel persoonlikheid. Sy ken geen kommer oor die toekoms nie. Wanneer 'n man begin benoud raak en wanneer dit nie meer so in 'n gesin goed gaan nie, is dit baie keer die vrou wat hierdie woorde sal sê, maar die Here sal voorsien. Die Here sal vir ons help. En daarom kom sy ons altyd laat uitsien na die toekoms. As sy praat, is dit met wysheid. As sy leiding gee, is dit met liefde. Sy hou goeie toesig oor haar huishouding. Lui is sy nie. Haar kinders prys haar. Haar man bewonder haar. Ek dink min vrouens besef hoe mans by die werk eintlik spog met hulle vrouens. Hulle sê dit nie altyd voor hulle vrouens nie, maar daar by die werk. Kyk net hoe mooi toebroodjies het sy vir my gemaak. Hoeveel van mans sê,
ek kan die Here nooit genoeg dankie sê vir die goeie vrou wat ek gekry het. Gee haar wat haar toekom vir alles wat sy doen. Laat haar werk haar roem wees in die stadspoorte. Uiterlike skoonheid hou nie. 'n Mooi voorkoms is nie alles nie. As sy die Here dien, dan verdien 'n vrou om geprys te word. Nou beter is dit, kan ek dit nie vanoggend sê as wat hierdie Spreuke digter het gesê het nie. En ek wil julle as vrouens moet vanoggend en julle wat na my luister, moet weet dat 'n vrou altyd in die Bybel in elk geval en voor God baie besonders is. En is so hartseer dat daar 'n tyd was waar vrouens gedegradeer is. Die man was die hoof en die vrou moes amper sy slaaf wees. Dank die Here dat daar nou gelyke regte is. Man en vrou. Want dis wat die Bybel is. Al twee is gelyk voor God. Elkeen het 'n ander rol om te speel. Maar voor God is 'n man en 'n vrou gelyk en moet sy so behandel word. Nou ja, dis seker nie om vir julle te sê dat ons elkeen wat hier het een ding in gemeen. Ons almal in hierdie kerk, man, vrou, kinders, het een ding in gemeen. En dit is ons almal het een ding in gemeen en dit is dat ons almal uit 'n vrou gebore is. Dit is nie wonderlik nie. Ons almal is uit 'n vrou gebore. Ons almal is deur 'n ma versorg. Ons almal is deur ons ma's die eerste ding in ons lewens geleer. Eerste treetjies. Is ek reg? Ons geleer, ons eerste gebedjie geleer. Ons geleer hoe om te eet. Het vir ons geleer hoe om aan te trek, tandeborsel. Ag, ons kan aanhou en aanhou. Hierdie eerste dinge het ons almal by ons ma's geleer. En het sy dit vir ons vir die res van ons lewens. Het sy vir ons dit ingeprent in ons lewens. En daarom wil ons graag 'n ma vanoggend kom besing. En met my afsluiting wil ek ook vir julle kom wys dat die Bybel op hoeveel plekke ma's vrouens besing. Ek het 7 geneem. 7 van hierdie vrouens wat genoem word in die Bybel en dat hulle besing word vir die rol wat hulle gespeel het in hulle lewe. Nie maklik nie altyd nie. Nie altyd so eenvoudig gewees nie, maar hulle word besing. Ek dink die eerste vrou wat besing word is natuurlik Eva. Volgens die skepingsverhaal was sy die eerste vrou op aarde. Sy het uiteindelik die moeder geword van almal. Eva word genoem die moeder van almal. Die mensdom het by haar begin. Ja, die pa speel ook 'n rol, natuurlik. Maar dit gaan vanoggend oor 'n vrou. Daar was 'n Vadersdag of kom nog 'n Vadersdag. Maar vandag praat ons oor die vrou. En hierdie Eva was die begin eintlik van die mensdom. God begin die mensdom deur 'n vrou. En daarom word Eva besing, die moeder van almal. En ons kom almal uit families waar ons dan ook dankbaar is vir ons geboortedag. Daarom ons almal wat hier sit, se geboortedatum beteken vir jou. En jou ma het vir jou gesê wat op daardie dag gebeur het. Ek is op 14 Julie gebore in die Transvaal in Germiston, die koudste dag volgens my ma waar ek gebore is. En daarom kan ek koue trotseer van kleins af. En as jy so koud in die wêreld gekom het, en dan is koue uiteindelik ek het gedink koue is eintlik normaal. Maar ek sê maar net 'n geboortedatum speel 'n groot rol. Daarom vier ons geboortedatums. Ek vier nie sterfdatums nie. Ek vier geboortedatums. En daarom het ek gesê is as ek ooit begrawe word of wat ook al, dan sit hulle net my geboortedatum. My sterfdatum tel nie. As hulle iets wil opsê, geboortedatum,
en die tweede datum is ewigheid. Maar ek verheerlik nie die dooddag nie, of die sterfdag nie. Die tweede vrou wat in die Bybel genoem word, wat 'n groot rol gespeel het, sy naam is Jochebed. Nou, ek wil julle sê, wie is Jochebed? Baie van julle sal nie vir my kan sê nie. Jochebed was die vrou van Amram. Dit weet julle ook nie. Want Jochebed en Amram was die ma en pa van Miriam, Moses en Aaron. En wat hierdie Jochebed gedoen het, onthou daai tyd toe die babatjies gebore is in Egipte, het die farao gesê al die babatjies tot en met 2 jaar moet doodgemaak word. Die seentjies. En wat het Jochebed gedoen? Jochebed het hierdie Mosesie gevat en sy het hom in 'n mandjie gaan sit en op die Nyl neersit. Sy het hom weggesteek tussen die bissies. En so het Jochebed as seentjie se lewe gered. Sy het die grootste leier van daai tyd het sy beskerm, Jochebed. En weet jy, dis die wonderlike van 'n maas. Maas sal hulle lewens gee vir hulle kinders. Paas ook seker, maar maas sal hulle lewens gee soos hierdie Jochebed. Sy het geweet as sy uitgevind is, word sy dadelik doodgemaak. En toe Jochebed dit nie meer kon doen nie, toe het Miriam ook, en dis wel 'n enkel vrou. Ons praat vandag miskien van getroude vrouens, maar hier's 'n enkel vrou. Hier's 'n vrou wat nie getroud is nie. Miriam was heel waarskynlik nie getroud nie. En toe het sy natuurlik Moses verder gered deur hy mandjietjie te laat by die prins uitkom van die Egiptenare. En toe het Moses in die paleis groot geword. Daar was 'n mooi fliek gemaak, The Prince of Egypt. En dit is hier gebore. En so het Moses in Farao se tempel groot geword. Sy paleis eintlik. En hy het geleer, die taal geleer van die Egiptenaars, want hy sou eendag voor die Farao kom staan en sê, laat my volk gaan. Hier speel 'n vrou, né? Jochebed en Miriam. En die woord Miriam beteken smart, beteken pyn. En dit lyk vir my asof hierdie Miriam haar lewe lank baie smart en pyn geken het. As 'n enkel vrou, as 'n ongetroude vrou. En ons moet dit ook weet op 'n dag soos 'n Moedersdag, dat daar vrouens is wat nie die voorreg gehad om te getrou het. Nie die voorreg gehad het om dan 'n ma te kan wees nie. Maar dan speel Miriam 'n baie belangrike rol, want sy het ook 'n lied gesing. Hulle as 'n profetes, en sy het Miriam, die profetes, suster van Aaron, het 'n tamboerijn gevat en al die vroue het met tamboeryne agterna geloop en gedans. Miriam het vir hulle voorgesing: "Sing tot eer van die Here, omdat hy hoog verhewe is. Perd en ruiter het hy in die see geslinger." Miriam speel hier 'n ongelooflike rol. En daarom moet 'n mens onthou, en ek moet dit sê, ek bedoel, om getroud te wees is 'n voorreg. Dis nie 'n plig nie. En daar is vrouens wat nie trou nie. En daar is vrouens wat enkel is. En dit beteken nie dat hulle minder vrou is nie. Dit beteken nie omdat hulle nie 'n kind het nie, dat hulle minder vrou is nie. Daar's party vrouens wat kies om nie te trou nie. En kies om nie kinders te hê nie. En ons moet ook op 'n dag soos hierdie vir hulle sê, dankie vir die rol wat julle speel. Want een enkel vrou het in Jesus se lewe ongelooflik verskil gemaak. Maria Magdalena. Julle ken die hele verhaal. Sy was die vrou wat Jesus 7 duiwels uitgedryf het. En hierdie Maria Magdalena het Jesus soos 'n skaduwee gevolg. Sy het hom versorg. Sy is die een wat by die kruis was. Die disippels het weggehardloop. Sy was die eerste vrou wat by die graf was. Sy was die een wat die Jesus se voete vasgegryp het en gesê het, Rabboni, my meester. 'n Enkel vrou wat 'n ongelooflike groot rol gespeel het. En dan natuurlik Sarai. Julle ken almal vir Sarai. Sy was natuurlik die vrou van Abraham. En Sarai het ook 'n probleem gehad. Sy was kinderloos. En sy het gebid. En sy het gevra, Here asseblief. Want onthou in daai tyd om kinderloos te wees was 'n verskriklike ding, want vir almal was dit belangrik
dat die geslag sal voortgaan. En die geslag moet voortgaan en dan moet 'n seun gebore word sodat die geslag kan voortgaan. En sy, Sarah, het bly bid en die Here gevra en uiteindelik op 'n hoë ouderdom het sy swanger geword. En hierdie Sarah hier was altyd 'n beeld van 'n vrou wat 'n vaste geloof gehad het. Sy het weet jy, dis die ding vir my altyd van 'n vrou. As ek dink aan Nelly, my vrou, die ongelooflike onwrikbare geloof. Tye wat ek gesê het, daar lyk my nie 'n toekoms nie. Dit lyk my ons gaan dit nie maak nie. En as sy sê, daar is 'n toekoms. En dat sy vir ons as gesin weer laat glo in 'n toekoms. 1 Petrus 3 vers 6 sê iets mooi oor Sarah. Sarah het Abraham gehelp en bygestaan en het met eerbied na hom verwys. As julle doen wat goed is en julle nie deur dreigemente laat afskrik nie, is julle haar dogters. Kan ek vir julle vrouens nou een ding sê? Luister na my. Miskien dink julle ag, dit is nou nie die preek waarna ek wou luister nie. Ek het hierdie brief by die Here ontvang en ek lewer hom af. En ek wil een ding vanoggend kom sê vir julle as vrouens. Ondersteun ons mans asseblief. Moenie jou rug op jou man draai nie. Ek dink dat is die geweldigste, slegste ding vir 'n man in sy lewe as sy vrou haar rug op hom draai. En daar is sulke vrouens. Ons weet ons mans het baie foute. Ons weet ons is nie altyd die beste nie. Ons weet ons doen nie altyd die beste nie. Maar wanneer 'n vrou jou ondersteun, kry jy 'n nuwe krag. Dis asof as jy die voortrekker geskiedenis gaan lees, sal jy sien die voortrekkers wou omgedraai hier by die Drakensberge en die vrouens het gesê, hier oor hierdie berg gaan ons. Dis die eienskap van 'n vrou. En ons as mans moet hierdie vrouens waardeer met ons lewens. Vandag is die vrou al die broodwinner. Ons mans, wit mans, kry nie meer werk nie. Maar vrouens kry nog werk. En hulle moet soms vir hele gesin sorg. Nie omdat die man nie wil werk nie, maar dat hy werkloos is, dat die rolle omgedraai word. Dis die man wat die kinders skool toe vat. Dis die man wat kos kook by die huis. Dis hy wat skoon maak. Dis die vrou wat die broodwinner word. En daarom was Sarah was 'n voorbeeld. En dan natuurlik Hanna ken julle. Hanna kon ook nie kinders hê nie. En sy tempel toe gegaan en sy daar voor God gaan lê en sy het gesê, Here asseblief, gee vir my 'n kind. En God gee vir haar 'n seentjie, Samuel. Sy noem hom Samuel, want die woordjie Samuel beteken ek het hom van die Here gebid. Ek het hom van die Here gebid. En ek kan in my bediening terugkyk. Hoeveel vrouens wat jare gebid het vir 'n kind. Alles gedoen het om 'n kindjie te hê. En weet jy, as hy daai kind gekry het, dan het hulle almal, nie een nie, almal gesê, God het hierdie kind vir my gegee. Want ek het vir hierdie kind gebid. En Samuel het elke dag gehoor, Samuel, die Here het 'n plan met jou lewe. Samuel, ek het jou van die Here afgebid. En Samuel word dan ook 'n ongelooflike rol wat hy speel in die Bybel. En want hy het geweet ek het 'n ma wat vir my bid. En ek wil dit vir julle sê, daar's nie net vrouens wat bid vir kinders nie, maar hulle bid vir hulle gesinne. En iemand het eendag gesê, 'n vrou op haar knieë hou haar man op sy voete. 'n Vrou op haar knieë hou haar man op sy voete. Is 'n wonderlike ding om te dink. En dan sluit ek natuurlik af met die Nuwe Testament. Maria, julle ken almal Maria, die moeder van Jesus. Sy was 'n dogtertjie van 13 toe sy swanger geword. En hulle het almal gesê sy dra buite-egtelike kind. Hulle wou tot 'n man wou van haar ontslaag geraak het. En weet jy, Maria het met eens besef dat sy die uitverkore vrou in die wêreld is. Kan jy dink? Nee, luister mooi na my. Kan jy dink dat God 'n dogtertjie van 13 jaar oud uitkies om die verlosser
saligmaker van die wêreld in hierdie wêreld te bring. Kan jy dit dink? En dis Maria se rol. En Maria dwars deur Jesus se lewe was Maria daar. Hy was daar. Sy was daar vir hom gewees. En daarom het hierdie Maria hierdie mooi woorde gesê. En Maria het gesê, ek besing die grootheid van die Here. Ek juig oor God my verlosser, omdat hy na my in my geringheid omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem. Blykbaar was Josef, die man, vroeg dood, want hy was 'n baie ouer man gewees as Maria. En jy hoor van Josef eintlik baie min. Maar Maria het Jesus gevolg soos 'n skaduwee en sy was ook by die kruis. En julle ken daai lieflike gedig van Maria. Maria, toe jy jou seun so aan die kruis sien hang, het jy dit verstaan? Maria, het jy dit verstaan? Ek dink Maria het baie keer gesê, maar hoekom my seun? Toe sy gesien hoe stikkend hy geslaan is. Toe sy gesien hoe hulle sleep hom na die kruis toe. Hoe hy aan die kruis uitroep, dit is volbring. Maria is 'n moeder bo alle moeders. Sy word deur die Rooms-Katolieke natuurlik 'n heilige genoem. Daarom sien jy in die Katolieke kerk is die beeld van Maria oral. Maar sy het 'n groot rol gespeel. En dan die twee mense, Louise en Eunice, twee vrouens, 2 Timoteus 1:15. Ek dink ook aan jou opregte geloof, dieselfde geloof wat in jou ouma Louise was en in jou ma Eunice was, sê vir Timoteus. En daarvan is ek oortuig ook in jou is. Ek gaan vir jou 'n persoonlike vraag vra. As jy miskien nou nie geluister het nie. Is daar een van julle wat hier sit, wat die voorreg gehad het van 'n ma wat jou na Jesus toe gelei het? Dat jy daai gebedjie gebid het. Liewe Jesus, ek nooi jou nou in my hartjie. Hier was 2 vrouens, Louise en Eunice, die ouma en die dogter, het 'n vaste geloof gehad en het vir die kinders geleer. Het jy geweet, in Europa, in Amerika, en baie plekke ook in ons land, word kinders, luister mooi, godloos groot. Daar word in die huis nie gepraat oor God nie. Daar word nie kerk toe gegaan nie. Daardie kinders word letterlik sonder God groot. En ek dink, as daar een verkeerde ding of een sonde van 'n vrou is, as sy haar kinders nie van God vertel nie. As sy nie haar kinders met haar lewe na Jesus toe lei nie. Want as jou kind en ek sê dit nou, dis op klank, as jou kind uit jou huis uit gaan sonder Jesus, gaan hy 'n hel binne. Jy kan jou kind 'n universiteitsgraad gee, jy kan vir hom 'n klomp geld gee, maar sonder Jesus is hy verlore. Sonder Jesus is hy verlore. En hoeveel kinders het al buitekant buister geraak, omdat hulle ouers daai kinders nie na Jesus toe gelei het nie. Ag, sommer 'n storieboek. Die dominees, hulle het julle geld om groot karre te koop en al die tipe goed. Dit word gesê in die huise. Hoeveel keer het ek huisbesoek gedoen, dat die man van die huis vir my sê, dominee, in hierdie huis word God se naam nie genoem nie. Jesus is 'n ding wat julle kerk uitgedink het. Dit het gehoor. Maar hier was 2 vrouens, Louise en Eunice, wat die kinders na Jesus toe gelei het. Ek is klaar vanoggend. Ek het 7 vrouens vir julle genoem. Elkeen van hierdie vrouens is daar 'n loflied oor geskryf in die Bybel. Ek weet nie of daar oor jou 'n loflied eendag geskryf gaan word nie, ek weet nie. Maar weet jy wat, ek kom vanoggend en ek wil namens God vir julle vrouens vanoggend elkeen kom sê, God is lief vir jou. En God het 'n loflied oor jou in sy hart. En ek hoop jou man en jou kinders waardeer jou vir dit wat God jou gemaak het. Hy het 'n engel vir hulle gegee en hierdie engel het hy Ma genoem.
En dis sy wat jou groot gemaak het. Amen. Here, ek wil U baie dankie sê vir hierdie wonderlike boodskap. Dankie vir Maas. En ons wil ook nou luister na hierdie lied. En dat ons sal mooi luister om te hoor dat hierdie loflied ook 'n ma besing. Amen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees en bly. Amen.